verskillendes. Ek gaan op die bord sit, ons gaan Genesis 1, vers 26 en 27, 2 vers 21 en 24, Efesiërs 5 vers 21 en 2 Korintiërs 5 saam lees. So, in Genesis 1 lees ons, toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere, al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. Dan lees ons die tweede skepingsverhaal in Genesis 2, vers 21, toe die Here God 'n diep slaap oor die mens laat kom, sodat hy vasgeslaap het. Die Here God neem toe 'n ribbebeen uit die mens, vul die plek met vleis op. En die ribbebeen wat hy uit die mens geneem het, bou hy om tot 'n vrou en bring hom na die mens toe. Toe sê die mens, hierdie keer is dit een uit myself, een soos ek. Daarom sal sy genoem word, sy is uit die man geneem. In die Hebreëus is dit manin. Daarom sal 'n man sy vrou en sy moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle sal een word. En dan lees ons in Efesiërs 5 vers 21, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Ek en Micha wil vanoggend begin vir die volgende paar weke om te gesels oor wat sê die Bybel oor die huwelik en verhoudinge. En omdat die huwelik 'n beeld is waar daar van die kerkwoord gepraat word, sal alles wat ons sê, of baie van wat ons sê, binne die omgewing van die huwelik net so geld vir die gemeente, hoe ons mekaar in die gemeente moet hanteer. Nou, daar's 'n ou storie wat die Joodse rabbies vertel van waar hulle besluit het om die tempel in Jerusalem te bou. Nou, die storie gaan so, daar was 2 broers gewees, hulle het op dieselfde grond geboer, en hulle het koring verbou, en hulle het die koring wat hulle mee geboer het, en die meule waar hulle die koring verwerk het hulle gedeel. En aan die einde van elke dag, dan het hulle die koring wat hulle kon bewerk het, net maar in die middel gesplit, die getalle of die hoeveelhede, en elkeen het sy deel, gelyke deel, na sy skuur toe gevat. Die een broer was getroud, die een broer was nie getroud gewees. Toe die ongetroude broer vir homself gesê, maar my broer, die vrou, hy het kinders, hy het 'n groeiende gesin, hy het baie meer as ek nodig. So hy het begin in die nag, as dit donker is, dan vat hy van die koring wat hy gekry het, en hy gaan gooi dit in sy broer se skuur. Want sy broer het dit meer nodig as hy. Maar wat hy nie geweet het nie, sy ander broer het nou weer anders gedink. Hy het by homself gedink, my broer is ongetroud. Wat beteken die dag, as hy oud is, gaan hy nie 'n gesin hê wat hom kan versorg nie. Hy gaan nie kinders en agterkleinkinders hê nie. So hy het meer koring as ek nodig. So in die aand vat hy 'n deel van sy koring, en dan gaan gooi dit in sy broer se skuur. En hoe lank het dit so aangehou, totdat hulle een nag mekaar in die middel raakloop. En mekaar vra, maar waarmee is jy besig? En die een sê, nee, maar ek vat, en hulle verduidelik mekaar sy redes. En hierdie broers is so toe verstom oor hulle liefde vir mekaar, dat hulle mekaar net daar omhels het. En die tradisie lei, toe die volk nou van hierdie insident hoor, toe sê hulle nie, wat 2 broers mekaar so lief het, moet dit heilige grond wees, om hulle die tempel daar gaan bou. Dit is 'n baie mooi storie, of het waar is, dit is 'n tradisie by die Jode, maar dit is 'n storie wat 'n bietjie anders te klink as wat dit normaalweg is, as ek reg. Beide in ons huwelike en die huwelik en ons verhoudinge is dit gewoonlik die teenoorgestelde. Ons is nie ingestel op wat die ander een se behoeftes is nie. Ons is baie meer gepla oor wat ek wil hê, wanneer ek dit wil hê en hoe ek dit wil hê. Ons is baie meer as mense van nature ingestel op wat ek uit die deal uit kan kry, as wat ek ingestel is op die behoeftes van die ander een. Want ons is van nature, na die sondeval, selfsugtige wesens. Ons wil hê, ons wil kry wat ons wil hê. So ons is van nature selfsugtig, ons is van nature selfgesentreerd.
Ons sien baie makliker die foute in iemand anders te raak, as wat ons dit in onsself raak sien. Dit kom vir ons natuurlik om mekaar se foute raak te sien, maar wanneer iemand, net hierdie ding nog dieper in sy eie trek by, wanneer iemand foute in ons lewens uitwys, is dit vir ons baie sleg. Ons raak gewoonlik redelik moeilik daaroor. En daarom is dit belangrik om te kyk, wat sê die Bybel vir ons? En wat leer die Bybel vir ons oor verhoudinge? Ek wil weer sê oor die huwelik, en die huwelik is 'n beeld van die kerk so sentraal staan. Kyk ons dan nou spesifiek na die huwelik, en hoe dit in 'n gemeente behoort te lyk, en tussen vriende. Eerste vraag is dalk sommer net, waar kom die huwelik vandaan? Nou lees ons in Genesis 1, dat die kroon van die skepping, die hoogtepunt van die skepping, was toe God man en vrou gemaak het, na sy beeld, as sy verteenwoordigers. Ons lees dit daar, so toe die Here God, toe die Here gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis en die see, voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat kruip op die aarde. Hy het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. En dan lees ons dat die Here vir die man en die vrou opdrag gee, heers oor die aarde, vermenigvuldig, vul die aarde. Hulle moet die beelddraers wees, waar hulle ook al kom, moet hulle die beeld van die Here verteenwoordig en hom ook verteenwoordig. En dan in die tweede skepingsverhaal lees ons dat die man, net die man eers gemaak is. En dat God die diere vir hom gewys het en hom hulle name gee, en hy kom toe agter, maar die man het eintlik nie 'n helper nie, iemand soos hy, sy gelyke nie. En dis toe dat God hierdie diep slaap oor Adam bring, en 'n ribbebeen uit hom uitneem en vir hom 'n vrou maak. En wanneer hulle by mekaar kom, dan gee God hierdie opdrag. Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle sal een word. So vriende, die huwelik is van die begin af deur God ingestel as 'n man en 'n vrou wat trou en wat een word en wat God verteenwoordig, en oral waar hulle gaan 'n prentjie moet wees, 'n afbeelding behoort te wees van die verhouding tussen God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. 'n enorme roeping wat eintlik op elke gelowige se huwelik is. En soos wat God al die ander dinge goed geskape het, het hy die huwelik ook goed geskape. Maar dan lees ons in die volgende hoofstuk van die sondeval in Genesis 3, dat Adam en Eva sondig, en ewe skielik is alles wat volmaak was, stikkend en gebroken, en sug die wêreld, letterlik, ook die aarde daaronder. En dit het ook die huwelike geraak, en het baie uitdagend gemaak om getrou te wees. Maar dit was nie God se bedoeling van die begin af nie, dis die gevolg van die sondeval. En dit maak onderlinge verhoudinge, en veral ook in die gemeente ook moeilik. So ons lees van die huwelik in Genesis 1 en 2 reg aan die begin, en dan in die Nuwe Testament, hoor ons dat Jesus self, niemand anders as die Seun van God, presies dieselfde sê. Want ons lees dan van in Matteus 19, waar die Fariseërs Jesus wil versoek oor egskeiding, en van vra, mag mens skei? Wat doen Jesus? In vers 19, hoofstuk 19 vers 4 en 6 sê hy, het julle nie gelees dat die Skepper hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie? En daarby het hy gesê, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat, en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees. Hulle is dus nie meer twee nie, maar een. So wat doen Jesus? Hy haal Genesis aan. Hy bevestig die huwelik, soos wat ons in die begin van die Bybel lees. So ons hoef nie te wonder waar dit vandaan kom nie. Dis deur God ingestel en later deur sy Seun bevestig. Ja, die sondeval het ons huwelike en ons onderlinge verhoudinge skade berokken, ook in die gemeentes, in die kerk. Maar as ons hoop, dankse die kruisdood en opstanding van Jesus Christus. Want ons lees in 2 Korintiërs 5,
Die volgende. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dit is alles die werk van God. So wat sê Paulus hier? Hy sê as jy tot bekering kom omdat jy in Jesus Christus glo, in die Grieks staan daar letterlik, dan sterf jou ou sondige natuur, jou gees wat dood is, gaan letterlik dood. En jy kry 'n nuwe gees. Jy word 'n nuwe skepsel staan daar. Jy kry die identiteit van Jesus Christus. Alles wat van Jesus waar is, word van jou waar. So nou ewe skielik, omdat ons nuwe mense is en in Jesus Christus glo, geld nuwe reëls vir ons, of behoort dit te geld. En het ons die vermoë om te begin verander, om te word soos God ons gemaak het in Christus. Ek wens baie keer so bekering was so dat jy sê nou maar hierdie wel ons verduidelik dit. Jy's hierdie buffel en jy ontmoet Jesus Christus en eers skielik is jy nie meer 'n buffel. Ek weet nie van julle maar die meeste gevalle is dit jy's 'n buffel. Jy word 'n nuwe mens. Mense begin iets anders te optel. Er is nog so 'n stukkie buffel in jou en al stadig maar seker begin dit verander sodat ons al hoe meer soos Jesus word. Maar nuwe reëls geld en ons kan verander omdat Jesus Christus ons nuut gemaak het. En daarom behoort Christene anders te dink oor die huwelik en oor gemeente wees. Jy sien, as ons verstaan wat by ons bekering gebeur het, as ons verstaan dat ons nie vir Christus gekies het nie, maar hy het ons uitgekies om sy kind te word, as ons verstaan hy het ons identiteit verander, dan sal ons na mekaar ook anders te kyk. Sorry. Weet jy wat dit vandaan kom nie? Maar dis nie net my identiteit verander nie, maar my vrou of my man wat 'n kind van die Here is, of my broer en suster wat in die gemeente is, sy identiteit het ook verander. En dan sal ons anders na mekaar kyk, en daarom lees ons in 2 Korintiërs 5:16, ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Ons kan nie meer nie, want ons het nuut geword. Al het ons Christus volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer nie. So, kinders van die Here behoort anders te kyk. Want Christus het vir ons iets gedoen, maar met ons ook gedoen. Hy het ons kom skoon was en hy het ons kom verander. En daarom moet ons in ons huwelike en in die gemeentes kies om anders na mekaar te kyk. Selfs al is ons nie volmaak nie. Christus is nie net vir my nie, maar hy het ook my lewensmaat, my man of my vrou of my medelidmaat verander. En daarom kom ons by hierdie belangrike versie. Efesiërs 5:21. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig, en dan soos die Bybels opgedeel is die res van die hoofstuk gaan oor die huwelik. Maar wat gebeur hier? So in die voorafgaande gedeelte 5:18 sê Paulus daai opdrag, moenie dronk word van wyn nie, maar laat julle voortdurend, dis wat in Grieks staan, voortdurend vervul word met die Heilige Gees. Met ander woorde, kies voortdurend dat die Heilige Gees jou beheer. Kies jou om aan hom te onderwerp. As hy met jou praat, luister. En dan daarna kom hy en hy sê, dis wat gebeur. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Nou as ons na die Grieks kyk, in hierdie gedeelte, daar staan daar dat ons uit eerbied vir Christus aan mekaar in 'n kompetisie moet wees. Nou hierdie kompetisie is nie die kompetisie waar ons gewoond is nie, want ons natuurlike kompetisie is, ek wil die baas wees, ek wil dinge hê dat ek moet loop soos ek dit wil hê. My prentjie van dinge moet altyd die regte prentjie wees. Dis nie waarvan Paulus praat nie. Paulus het 'n ander prentjie hierso. Hy sê, julle moet in kompetisie wees, en dan gebruik hy 'n militêre term, waar hy die rangorde omdraai, waar almal altyd die generaal wil wees en die ander soos die troep wil hanteer, sê Paulus, nee, wees in kompetisie, dat jy soos die troep is en jou maat soos die generaal hanteer word. Heeltemal anders. So dis 'n kompetisie waarin ek kyk hoe ek my maat se belange die beste kan dien.
Vriende, soos saam met my stem, dis nie hoe dit natuurlik vir ons kom nie. Maar dis Paulus opdrag. Sterf in jouself, dan sal jy die lewe behou. Die storie van die broers was anders, dit was mooi. Ons natuurlike is die teenoorgestelde. Dis nie wat ek kan bied nie, maar wat ek kan kry. As ons menslik na die broers se storie kyk, sal ons die storie vertel dat die ongetroude broer sê, "Jo, ek gaan eendag swaar kry en hy steel by sy ander broer, of ek gaan haal skelm en alles te hom." Maar hierdie broers waarvan ons in hierdie storie gehoor het net nou, het verstaan wat dit beteken om uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig te wees. Daarom was dit vir hulle 'n no-brainer om vir my goed vir my broer te vat. Want ek dra sy belange bo my eie. Vriende, dis baie belangrik met watter oë kyk ons in ons huwelike na mekaar, maar ook in die gemeente. Ons kan met twee verskillende brille kyk. Die een is 'n wêreldse bril en die een is 'n hemelse of 'n goddelike bril. Hoe lyk die wêreldse bril? Die wêreldse denke is dat die kerk en die huwelik daar is om my te bevoordeel. Hoe kan ek gedien word? Hoe kan hulle my gelukkig maak? Wat kan ek daaruit kry? Watter voordeel hou my vrou of die gemeente vir my in? Vriende, die wêreldse manier van kyk na die huwelik en gemeente wees, is 'n verbruikersmentaliteit. Ek verbruik wat ek kan kry. En as my lewensmaat dan nou nie voldoen aan my verwagtinge nie, dan ruil ek hom of haar in vir iemand anders en ek kyk of die volgende een beter is. En ek dink baie keer van die tyd, in die tweede ronde kom jy agter, maar die een is ook nie so volmaak as wat ek gedink het nie. En uiteindelik werk dit baie keer ook weer nie. En dit gebeur in die kerk ook. Want wanneer jou ingesteldheid selfsugtig is, wat kan ek kry? Wat kan die kerk, die gemeente vir my bied? Dan mis ons die punt, vriende. Maar die kry dit in kerke ook. 'n Ou is ongelukkig, hy kry nie wat hy wil hê nie, hy het hierdie prentjie van 'n volmaakte kerk. Vra my, ek het baie lank daarmee geloop. Here, was my gebed, ek wil net daai kerk volmaak is kry, dat hulle my beroep. En ontstellend was dit vir my, ek het dit al gedeel toe ek in 'n boek van Eugene Peterson lees, dit bestaan nie. En as jy sê, dat bestaan nie 'n volmaakte gemeente nie. Jy gaan dit nêrens kry nie. En as jy dan die volmaakte gemeente soek en jy beweeg na die volgende kerk, jy kan maar gaan kyk, die ouens wat so begin skuif, die kerk is nie goed genoeg, die volgende een, gaan kyk maar waar eindig hulle, die meeste eindig kerkloos, want hulle kry nie daai kerk waarna hulle soek nie, want hy bestaan nie. Dis die wêreldse oë. Hoe lyk die geestelike oë? Of hoe kwaai ons na die huwelik in die kerk kyk? Dis 'n ander ingesteldheid, 'n gesindheid. Die vraag is nie dan, wat kan ek kry nie, maar wat kan ek gee, wat kan ek bied? Nie wat is die voordeel vir my nie, maar watter voordeel kan ek bring? Nie hoe kan ek bedien word nie, maar hoe kan ek bedien? Hoe kan ek vir ander daar wees? Hoe kan ek tot voordeel van die gemeente wees? Dis iets totaal anders. Vriende, ons het in Genesis gesien dat ons geskaap is om Christus te verteenwoordig. En ons lees hier in Efesiërs dat ons uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig moet wees. Toe mas maar net die wind wat waai. Dankie julle. So gelowiges behoort die ander se behoeftes bo ons eie te stel. Nie wat kan ek wen nie, maar hoe kan ek dien? Hoe kan ek ander tot voordeel wees? Vriende, die verskil van kyk na dit, na my huwelik en na die gemeente, wêrelds of geestelik, het 'n totale ander invloed op hoe ons dit beleef en ervaar en hoe ons vriende en ons maats dit hanteer. En dan wil ek net noem, vriende, anders as wat ons dink is enige situasie in ons lewens waar ons eie selfsug gekonfronteer word, of ons met ons eie selfsug gekonfronteer word, moet ons sien as 'n gawe van die Here. Soos daar iets in die huwelik of in die gemeente gebeur waar ek tot die besef kom, maar ek is selfsugtig, waar ek ontplof, om my wil nie geskied nie, of wat ook al, moet ons vir die Here dankie sê. Want die huwelik en die gemeente is twee van die plekke
waar dit die maklikste gebeur ook. En daarom is dit belangrik dat ons hierdie kopskuif moet maak. Want vriende, die huwelik in die gemeente se primêre rol is nie om vir my en jou gelukkig te maak. As dit jou prentjie van die huwelik is, dis my maat is daar om my gelukkig te maak, is 'n onbybelse prentjie. Jou maat is daar en die ander lidmaat in die gemeente is daar om jou nie gelukkig te maak nie, maar om jou te help om heilig te word. Dit is heeltemal anderste. Ek gaan dit weer stel, die hoofdoel van die huwelik is nie om jou gelukkig te maak nie, maar om jou heilig te maak. Die hoofdoel van gemeente wees, van deel van 'n kerk wees, is nie hoe jy bedien word nie, maar sodat jy heilig word. Kom sê ek so. Vriende, dis die plekke, die twee groot plekke waar die Here vir ons sê, oefen om heilig te word. Oefen om soos Jesus te word. Vriende, die kerk in die tweede plek, maar die eerste plek, die huwelik, is ons geestelike gimnasium waarin ek oefen om heilig te word. Waar ek oefen om onvoorwaardelik lief te wees. Waar ek oefen om te verdra. Waar ek oefen om te vergewe. Waar ek oefen om aan te moedig. Waar ek oefen om te vermaan op 'n liefdevolle manier. Dis die ruimtes wat die Here vir ons gegee het en daarom is die huwelik 'n afbeelding van die kerk. En daarom is, as daar van die bruid in die Bybel gepraat word, is dit die kerk. In die Ou Testament was dit die volk, in die Nuwe Testament die kerk. Dis die plek waar ons oefen, vriende, om heilig te word. Maar dis ook die plek waar dit die moeilikste is, want in ons huwelike val ons maskertjies af. Nee, ons dra nou deesdae almal maskers, maar jy is so rukkie getroud, dan begin jy minder voorgee, want jy raak so gewoond aan mekaar, dat die waar jy uitkom. Dit is vir ons baie keer makliker om voor ander mense vroom te wees as in ons huwelike. En dit maak dit so moeilik. Maar dis juist die ruimte waarin ons dit moet oefen. Dis 'n geskenk van die Here. En as ons daaraan dink, elke keer as iets onvolmaak is in die huwelik, is dit 'n plek waar ek moet kies om te sê, ek gaan Jesus gehoorsaam wees. Ek gaan bly lief wees. Ek gaan bly soek in die mooi wat ek in die ander een sien. En ek gaan nie fokus die hele tyd op dit wat pla nie. Vriende, solank as dit ons fokus op die ander een is, en nie op myself nie, mis ons die punt. Dis waar dit hier gaan. Om die ander hoër te ag as jouself. Die probleem is, solank ek op die ander een fokus, as die een wat die probleem het, ons wees maar, julle, ons mos nou altyd die ander een. En solank ek sê, Here, verander die ander een, mis ek die punt. In die gemeente of in die huwelik. Solank die ander een is, laat ons God nie toe om ons te verander nie. Want vriende, daar is net een iemand namens wie jy 'n besluit kan neem. En dis jouself. Jy kan 300 keer op 'n dag besluit, jy wil jou man of jou vrou verander. Sterkte, jy is met 'n verlore stryd besig. Maar die oomblik, as jy begin sê, Here, hier is ek. Ek is die probleem. En daar is altyd twee probleme. Selfs in die gemeente. Die oomblik as jy begin, ek is die probleem. Hier is ek, Here. Ek kies om aan U gehoorsaam te wees. Vorm my. Verander my. Dan verander alles oor tyd. En dan, ewe skielik kom jy agter, maar lyk my die ander een, die Here is dalk met die ander een ook besig. Ek en jy kan net onsself verander, vriende. Dink nou net, as ons soos daai twee broers kan wees, elkeen is op homself gefokus. Hoe kan ek meer heilig word? Hoe kan ek tot diens wees van ander? Hoe kan ek tot voordeel van ander wees? Dink net wat so ongelooflike huwelike gaan ons hê en wat 'n fantastiese gemeente ons gaan hê. Maar solank as wat ons sê, jy, it's never gonna happen. En dis wat hierdie teks beteken, wees eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Die fout lê nie noodwendig by die ander een nie, maar by jou. Hierdie broers het mekaar se belange voor hulle eie gestel. Die Here wil vanoggend vir ons sê, beide in die huwelik en in die gemeente, wees uit eerbied vir Christus, wees uit dankbaarheid vir wat Christus vir jou gedoen het.
aan mekaar onderdanig. Dien mekaar. Fokus op die ander een. En ons sal 'n stukkie hemel hier op aarde beleef, wat die Here vir ons wil gee. Ek gaan kansie gee vir stil gebed. Ek weet nie wat die Here in jou wakker maak nie. Miskien ontdek jy die eerste keer jou aandeel, weet nie. Miskien wil jy net vir die Here sê, Here, hier is ek, werk aan my. Miskien moet jy bely, ek weet nie, ek gaan vir jou los. Ek gaan jou so 'n minuut of wat gee wat jy met die Here praat en hoor wat die Here vir jou sê. Probeer by die Here hoor wat jy met hierdie boodskap moet maak. Here, baie dankie dat ons weet dat U verstaan ons mens wees. U weet dit wat ons vanoggend hoor vir ons moeilik is, kom verseker nie maklik of van self nie. Daar wil ons net bid. Here, help vir ons om elke oggend, elke dag te kies om uit eerbied vir Christus en mekaar onderdanig te wees. Sonder U krag gaan ons dit nie regkry nie. Help ons ook om elke dag opnuut daarvoor te kies. Amen. Vriende, met eerbied vir die Here, kom ons gaan leef die week op so 'n manier dat ons die ander bo onsself sal stel. Sodat ons Christus sal verheerlik met die wete dat God ons Vader, dat ons liefhet, Christus in ons deur sy Gees vir ons die krag daarvoor sal gee.